Goeiemôre, dit is dan die 3de Junie lesing 291 van die Groot Johannes Evangelie boek 2 en ons gaan nou by hoofstuk 188 verder lees, die beperkings van die menslike begrip. En ek neem vandag se lesing waar, want Karen is by die pensioene, dus vandag en môre moet hulle saam met die mense gaan. So ons gaan nou aan met die Johannes Evangelie en nie met die weg na eenheid in die liefde nie. Hoofstuk 188 se opskrif die beperkings van die menslike begrip. Onthou die vorige lesing wat ons Sabbat behandel het, het Johannes en Petrus woordewisseling gehad, eintlik net opinies gelig oor hoe Yeshua partykeer praat hy asof hy God self is en dan partykeer praat hy net asof hy 'n mens is. Nou beredeneer hulle dit. Nou kom Johannes wat maar net aandagtig na Simon Juda of Petrus geluister het en hy sê, as jy dit suiwer met die oog van die wêreld bekyk, kan ek niks daarteen inbring nie. Maar met die hart gesien, sien dit tog heel anders daaruit. Want die wysheid van Elohim sal haar nooit of te minder by die wysheid van 'n mens aanpas nie, al is hy ook hoe wys. Weet jy byvoorbeeld waarom daar so talloos baie soorte plante en struike op aarde groei, wat glad geen vrugte dra nie? En as hulle wel vrugte dra, is dit volgens ons begrip tog sinneloos, en niemand weet wat die nut daarvan is nie. Net so 'n verskeidenheid sien 'n mens by diere, vanaf die kleinste bladluis tot by die Leviathan wat oor die see heers. Vertel my eers waarvoor hulle daar is, behalwe die paar huisdiere van ons. Watter doel kan die verskeurende diere nou eintlik hê? Wat het die mensdom aan die beere, leeu, stiers, hyenas en baie van die nog onbekende verskeurende diere? Wie goeie vriend kan jou vertel waarom die diere sulke baie verskillende vorms het? Nou net oor die plante en die diere, dit is 'n goeie vraag. Voordat ons die siele geleer het en verstaan het ons ook hierdie vraag gevra. Maar nou, deur die openbaringe van Yeshua aan ons, weet ons nou eintlik in sekere dinge meer as die apostels op daai stadium. Hulle het dit ook later bygebring. Maar die rede hoekom daar so 'n talloos baie plante en struike op die aarde is, nie net die wat nie vrug dra nie, maar baie wat giftige vrugte dra. Daar is plante in die Amazone wat so verskeurend is, dat as hy jou met sy tentakels in die kelk kan intrek, en hy doen dit, dan maak hy 'n mens dood. Dit is hoe hy sy prooi vang. Dit alles het sy oorsaak in die val van die geeste, saam met Lucifer, toe 1/3 van die engele geval het, en die materiële ryk deur Vader geformeer is. Daar is 'n groot verskil tussen die woord skep uit niks en formeer. Die oorspronklike skepping het die Vader net gespreek, maar die materiële skepping het hy geformeer. Dit beteken hy het iets verander in iets wat sy doel sou dien. Nou alle siele wat geval het, word deur die engele uitmekaar getrek in die duisende miljoene deeltjies, en elke siele deel word in 'n ooreenstemmende minerale toestand geplaas, plante toestand en diere toestand. En omdat so baie van die gevalle engele eintlik verskeurende bose wesens was, wat giftige uitaseming gehad het, moes hierdie siele dele in 'n ooreenstemmende plante geplaas word, om dan deur daardie plante te ontwikkel na beter plante toe, na diere toe, na verskeurende diere toe en later na makdiere toe. En uiteindelik word hierdie siel weer aan mekaar gesit, wat deur al hierdie plante en diere gegaan het, en word hy in 'n menseliggaam 'n kans gegee as baba om weer gebore te word. Dit is die wêreldmens. Die ander mense wat op aarde is, wat hy sê wat van bo is, het vrywillig hiernatoe gekom.
Hulle hoef nie daai groot pad deur die gevalle ryke te loop nie, maar dis waarom al hierdie verskeurende diere en giftige en nie vrugdraende plante op aarde is omdat die siele so lyk van die gevalle wesens. En alle plante, alle diere en selfs minerale het 'n siel, al is dit 'n baie eenvoudige siel. 'n Diamant wat skitter en jy kyk na hom en jy bewonder sy pragt, kan dit tog nie doen as hy dood is nie. 'n Stuk hout wat jy skaaf en wat jy olie en jy vat aan hom en jy ruik hom en jy voel hom. Hy kan mos nie dood wees as hy mooi is vir jou nie. So daar is sieledele in hout, in edelgesteentes, selfs in die grofste grond en klip. Hulle is natuurlik baie star. En Vader het vir ons gewys in die gees, het hy iemand gewys en hulle daaroor aantekening gemaak dat by lava, wanneer lava uit die aarde uitstroom, daar werklik mense gedaantes in die geestesvorm is binne in hierdie lava wat nou vry word. Ons sê altyd, daar gaan ek dink Mount Etna 2 dae terug gegaan. Maar dis wonderlik vir daai siele wat binne in die aarde is, want nou kom hulle uit in die vorm van 'n rook, as, roet en dan smeulende, kokende rots. Maar nou is hy vry, nou kan hy op die aarde nou verweer en verander. Dit is 'n proses wat in die skepping plaasvind, van vrystelling van sieledele. Net so, wanneer diere hierdie plante eet, se vrugte eet, dan word die sieledele na 'n hoër vlak gelei. Uiteindelik, alles wat ons eet, omvorm ons in ons. Die sieledele bly agter in ons. Maar die afval, die vesel en die stysel, die gaan uit op die normale manier. Daarom is ons ook baie belangrik vir die skepping, om uiteindelik sieledele te versamel in ons. Wat wanneer ons sterf, vat ons daai sieledele saam, na ons sielehuis toe. Die liggaam gaan ook nog 'n rol speel in die verandering van sieledele. Jou vlees, wat nou sielloos is, want dis al wat dood is 'n lijk. As jy na 'n lijk kyk, kan jy nie opgewonde raak en sê, dis 'n mooi lijk nie. Want die siel is nie daar nie. En die liggaam gaan dan grond toe, nie verrassingsplek toe nie, na krematoriums toe nie, dis nie Vader se orde nie. Van stof is jy gemaak en tot stof sal jy terugkeer, nie tot as nie. En dan gaan daai liggaam stadig, begin hy ontbind, die wurms neem oor, weer die diereryk, wat dan weer teer op die dooie vlees van die liggaam, en so gaan die goggaatjies in die grond in, hulle bring voedingsstowwe vir die plante, en die plante begin weer vrug dra, en uiteindelik het die hele siklus weer begin. So dit is hoe wonderlik Vader se skepping is, maar hulle het nog nie op hierdie oomblik weet hulle wat dit is nie, behalwe die doel van die makdiere. Wat is dit? Dit gee leer, wol, melk en vleis. Maar dis nie al waarvoor hulle daar is nie. Jou sieledele in makdiere is alreeds baie ver gevorder as wat 'n siel byvoorbeeld in 'n arend of in 'n kraai is of in 'n leeu is. Daarom, wanneer wilde diere, verskeurende diere, makdiertjies eet, soos hasies en die roofvoëls vang duifies en so aan. 'n Duif en 'n haas het 'n baie sagmoedige en deemoedige geaardheid. Dit beteken hulle bloed het baie sieledele wat absoluut al baie naby aan voltooiing staan. Inteendeel, Vader sê, die naaste in die diereryk wat tot voltooiing kom, is 'n duif en 'n lammetjie. Dit is jou heel naaste aan wat hulle kan oorgaan na saamstelling in 'n mens se siel. Want onthou, die siel is 'n hele kosmos. Dis hoekom dit nou nie so moeilik is om dit te verstaan nie. As jy weet dat jou siel alles in die skepping in jouself dra, dan is dit verstaanbaar dat hierdie skepping aan ons ondergeskik moet wees.
Nou goed, wanneer die arend dan 'n hasie vang, wat gebeur? Daai arend se bruisende willebloed, verskeurende bloed, word nou getemper met die makbloed van die hasie. En oor duisende jare, soos van Adam se tyd af tot nou, het daai groot wrede geaardheid van alle diere en voëls en visse, het nou getemper geraak deur die skepping, wat hulle dan nou mekaar opvreet. So daar is 'n baie groot doel daarmee. Dit is nie net sinneloos nie, want in die begin was vir my die see tog 'n sinnelose besigheid. Elke ding vreet iets wat kleiner as hy is. Alles word opgevreet. En uiteindelik dan eet ons die vis. Maar dit moet so wees, dit is in Vader se plan van sy siele leer, wat ons die voorreg het om nou te ken. Nou hy sê, waarom het hulle hierdie verskillende vorms? Daar is 'n baie spesifieke rede daarvoor. Dat vorms, hoe meer gelyn en meer, kan 'n mens sê, kunstig is dit alreeds gevorderde siele dele wat daarin geplaas kan word. Dink maar aan die diereryk. Kyk hoe lyk die makdiere teen wilde diere. Waarvoor is daar die ontelbare sterre aan die hemel? Het Vader net eendag sy skepingsblik oopgemaak en hulle daar uitgegooi dat hulle daar is? Nee. Daai sterre is, elkeen is 'n wêreld waar wesens op woon. Geestes, engele wesens en vleeslike wesens, afhangend van die ster se geaardheid. En hulle het ook plante, diere, materiële vorms, alles is daar. Waarvoor is die waarom gee die maan nie altyd snags lig nie? Waarom het sy verskillende gestaltes, vanaf donker maan tot volmaan? Waarom het sy waarom is sy eintlik daar? Kyk, dit alles en nog duisendvoudig baie meer, verstaan ons nie. En as ons krities daaroor nadink, vind ons verstand dit dwaas. Nou waarvoor is die maan daar? Die maan is 'n begeleidster van die aarde en vang vreeslik baie van die rabbel, die rommel wat in die ruimte ronddryf, soos asteroïdes en komete en vallende sterre. En nou skerm die maan dit af van die aarde, sodat dit ons nie bereik nie. En die maan se oppervlak het verskriklik vol stof. En daai stof sou op die aarde beland het, wat nadelig vir ons sou wees. So die maan is geskep vir die mens op die aarde. Maar daar is nog verdere dinge wat die maan voornuttig is. Aan die voorkant van die maan is daar geestelike wesens, wat dit nie gemaak het op aarde nie, wat in hulle tipe hel voortleef. En aan die agterkant van die maan is daar ander wesens wat meer vleeslik is, wat ook nie op die aarde oorwin het nie, wat die materie verkies het. So die maan is ook 'n woonplek, wat ons noem 'n skool of 'n Sheol vir gevalle geeste. En vir mense wat gesterf het op aarde en wat dit nie gemaak het nie. Julle kan daai detail gaan lees in die boek Aarde en Maan van Jacob Lorber op die webwerf, dit is beskikbaar gratis. Kyk, dit alles en net nog duisendvoudig baie meer verstaan ons nie. En as ons krities daaroor nadink, vind ons verstand dit dwaas. Maar by Elohim die Meester is daar vir dit alles 'n baie wyse rede, en ek het nou 'n paar redes gegee. En daarom mag ons onsself glad nie verbaas as ons, nou dat ons die buitengewone geleentheid gekry het, om die Meester in eie persoon voor ons te sien, werk, nie alles kan verstaan wat hy doen en verder nog sal doen nie. Want hy self sal sekerlik vir alles 'n baie wyse rede hê. Is jy dit nie met my eens nie? Nou die argument het gaan, maar Sodom en Gomorra en die Noag se tyd, die mense het baie minder boos gewees as nou, in hierdie tyd, 2000 jaar gelede. En tog kyk die Vader alles aan. En hier verwys hulle na die slagting en die bloeiing van die Samaritaanse kinders, en al die ander gruwels in die tempel.
So, nou verstaan hulle dit nie, en hulle beskuldig eintlik vir Joshua, dat hy nie weet wat hy doen nie. Nou sê Simon, Juda, Petrus, jawel, jy het heeltemal gelyk. En 'n mens kan die onmoontlikheid onmoontlik nie iets daarteen inbring nie. Maar dit staan ook soos 'n paal bo water, dat menige voorskrifte van Elohim vir die denkende mens juist die indruk gee, asof iemand in volle erns sou wou beweer, dat 2 visse en 2 visse tesame 7 visse kan wees. Onthou julle die verhaal van die visse? Wanneer Josua wat gekla dat die engel vertel vir hom eendag 2 visse en 2 visse is 4, en die volgende dag is dit 7 en die volgende dag is dit oneindig. Nou haal Petrus daai voorbeeld aan. Nou sê Joshua, ja Simon, die indruk gee dit. Maar wat vir die mense verstand onmoontlik lyk, kan by Elohim nog baie moontlik wees. Neem die klein net wat by jou voete lê en werp dit uit in die see. Onthou, Simon was 'n visserman. Simon doen dit. Trek dit gou nou weer terug en sê hoeveel visse daarin is. En so mooi vir my as die meester so 'n les vir 'n man gee. Hy sê meester presies 4. Joshua sê, kyk weer eens en tel, want daar is 7. Simon kyk nog 'n keer en tel weer en vind nou presies 7 visse in die net. Dit verbaas hom baie en hy sê, ja, by Elohim God is alle dinge moontlik. En Joshua sê aan hom, sê dan in die vervolg nie sulke nuttelose dom dinge nie, want dit is beter om te swyg as om te klets. Hou rekening daarmee, anders is jy niks beter as 'n blinde fariseer nie. En dis 'n boodskap vir ons in hierdie tyd. So baie mense praat sulke dom dinge. Elke dag moet ons hoor hoe dom dinge by mense se monde uitkom. Staak die geklets en praat net wanneer dit iets is wat geestelik nuttig vir jou broer en suster kan wees. Nie net geestelik nie, ook aards, wanneer jy iemand help in sy ambag of met sy werk. Maar hierdie gekletsery, en ek is jammer om te sê, dit is die ergste by die vrouens. Dit moet ons moet dit beperk, ons moet dit nul kry. Ek luister partykeer na die geklets aan tafel, selfs wanneer ons Sabbat hou. Die mense klets oor alles wat nonsens is. Die vrouens het net baie meer om oor te klets as mans. Want julle het make-up, julle het shampoo en julle het dit en nails en al die ander goed, waaroor vreeslike ophef gemaak word. Wat sinneloos is. Dis als aardse opsmik. En mans weer gaan sit by 'n klompie mans wanneer hulle 'n paar drankies het. Hoe luister dan na die geklets en die vieslike dinge wat daar uitkom. Ons moet altyd so wees dat Joshua hier langs jou kan sit. O ja, dankie Joshua is hier. Ek kan nog aangaan met wat ek praat. Dit is nie iets waaroor ek my kan skaam nie. Maar dit was vir my 'n belangrike les toe ek dit gelees het, want ons is almal skuldig daaraan. Ek wys geen vinger nie. 4 vingers wys terug na my toe. Simon Juda sê, meester, u weet tog hoe baie ek u lief het. Maar nou dat ek iets uit myself sê, haal u my tog op 'n taamlik warrange manier oor die kole, oor wat ek gesê het. Daardeur durf ek skaars meer iets hardop vir u vra. Kan u nou die menslike selfbejammering nou sien van Simon Juda? Hoewel ek alles met groot liefde en geduld van u aanneem, kan ek my tog nie teen innerlike heimlike verdriet verset nie, omdat ek juis die slagoffer is van u strengheid. Toe draai hy homself om en kyk met 'n ietwat weemoedige blik oor die see. Nou ja, ek kan hom so sien. Dis wat baie mense doen wanneer hulle nou hulle self bejammer. Dis 'n ding wat in jou is. Nou kom ons kyk wat gebeur verder met daai emosie. Johannes gaan na hom toe, dis na Petrus toe en sê, kyk broer, jy het dit nou ietwat moeilik na die sagte teregwysing van die meester. Maar besef dat die liefde en wysheid van die meester baie goed weet waarom sy jou dit aangedoen het.
As jy eers goed en diep in jou hart sou inkyk, sal jy die oorsaak self gou sonder moeite vind. Nou sê Simon Petrus, nou wat is dit dan? Sê jy dit dan maar. Johannes sê, kyk broer, en hierdie les kan ons maar op elkeen van onsself trek. Kyk broer, wat besef insig en lewende onwankelbare geloof, is jy onder ons duidelik die sterkste, en volgens die getuienis van die meester 'n egte rots. Maar daarby het jy tog tye dat jy ly onder 'n gevoel van eie waarde. En weet jy, so 'n gevoel van eie waarde is iets wat verwant aan dit wat 'n mens hoogmoed noem. En dit sal dit wees wat die meester met baie van sy nederige opmerkings ten opsigte van jou by jou wil wegneem. Ek het dit al by verskillende ander geleenthede waargeneem en sou dit al lankal uit egte en opregte broederliefde vir jou gesê, maar daar het geen goeie geleentheid om voorgedoen nie. Omdat die geleentheid nou wel daar is, het ek daaraan gedink en het dit vir jou gesê, soos wat ek dit al lankal duidelik binne in my gevoel het. Ek hoop dat jy dit in die goeie sin van die liefde, waaruit en waardeur ek dit vir jou gesê het, sal aanvaar en nie vir my kwaad sal wees nie. En dit is iets waarna ons baie mooi moet oplet. Dit is eie waarde, wat eintlik sê ek is beter as ander. Jy mag dalk in aardse opsigte 'n beter ou wees in die ambag wat jy beoefen, miskien beter in sekere ander opsigte, maar dit mag nooit by jou, 'n Engelse woord te gebruik, 'n issue wees nie. Want dan grens dit aan hoogmoed. En dit is dan wanneer jy ander mense aanvat, nie op 'n baie mooi manier nie, want jy het ook die reg om iemand wat so is, baie nederig en sag aan te vat, soos wat Johannes dit nou doen. Maar daar is 'n vers iewers in die boek Huishouding van Elohim. Sodra jy jou broer van hoogmoed beskuldig, of hier die woord eie waan, dan is jy self hoogmoedig. Net 'n hoogmoedige mens kan 'n ander hoogmoedige mens aanspreek, omdat hy daai emosie in hom het, en dit grens aan wat Karen vir ons leer uit die boek van Joshua, die weg na eenheid deur die liefde. So, dis baie, baie moeilik, en daar kom die vers weer in, haal eers die balk uit jou eie oog, voordat jy die splinter in jou broer se oog raak sien. Maar Johannes, wat nou op 'n baie hoër geestelike vlak staan, het die volste reg om nou met Petrus op 'n baie mooi manier te sê, hoorie, ek dink jy's 'n bietjie belangrik nou dat jy die rots is waarop die gemeente gebou gaan word. Jy dink ons is nou so 'n bietjie onder jou, en dit is nie so nie. Nou sê Simon Juda, ja, daarom sal jy ook heeltemal gelyk hê. Nou wip hy homself nie op nie, hy hoor die waarheid. Ek verstaan net nie waarom hy Joshua, niemand van ons, nie eers 'n slag daarop attent wil maak nie. So spaarsaam is hy tog andersins ook nie met sy woorde nie. Dan sou jy jou baie makliker kon hou aan wat heeltemal korrek is, volgens sy suiwer goddelike wil. Nou sê Johannes, dit sou hy wel kon doen, maar tog doen hy dit nie. En kyk, daar moet ook alweer 'n goeie rede daarvoor wees. Vir my, en dis baie belangrik hierdie vers 15, lyk dit asof hy wil dat elke mens homself eers volkome moet vind, voordat die meester uiteindelik sy lewe voltooiende hand op hom sal lê, en met sy lig in die hart van die mens gaan woon. So Vader wil hê dat jy self jou verkeerde eienskappe moet ontdek, die emosies in jou wat van die wêreld van die Satan afkom. Hy sal dit nie alles vir jou sê nie, want deur dit self agter te kom, dan gaan jy dit ook beter agterlaat en wegstap van sulke emosies af. Om hierdie rede wat ek verwaar hou, sê die meester dan ook vir niemand regstreeks wat hy verkeerd doen in sy lewe nie, maar hy gee hom slegs indirek bepaalde skokkende ervarings. Daardeur dwing hy die siel om haarself van naderby te bekyk,
haar foute deur sy lig te ontdek, dit uit te ban en so te sê heeltemal in te gaan in die orde van die meester in. Dit, broer, is so 'n bietjie my beskeie mening en ek is so goed as seker daarvan dat dit so is. Hoe lyk dit vir jou? Nou, ek kan maar net uit my eie lewenservaring kan ek praat hoe sekere emosies en eienskappe en persoonlikhede van my verander is deur Yeshua, maar hy het my gelos en dan kla die Gees my aan wanneer ek buite daardie orde is. Soos byvoorbeeld, ek het in konstruksie groot geword nadat ek afgestudeer het, was ek eers 'n konsultant, 'n raadgewer in die konstruksie en toe later het ek self paaie gebou. En dis 'n plek wat baie wild gaan. Dit is nie 'n plek vir sissies nie. Dit is nie 'n plek vir vergewe nie. Dis nie 'n plek vir 'n ou kan 7x70 dinge droogmaak op die site, op die terrein en jy vergewe hom net nie. Want alles gaan oor geld en tyd. Dit is konstruksie. So nou raak jy baie hard, want jy kan nie andersins 'n sukses in die wêreld maak as om hard te wees nie. Jy gee nie om as 'n ou 5 of 6 kinders het, en as hy droog maak en jy hom gewaarsku en hy bly droog maak, steel van jou of doen nie die werk reg nie en dit moet oorgedoen word teen 'n geweldige koste, dan jaag jy hom weg en jy dink nie eers daaraan nie. En dit is daai emosies waarmee ek begin het 30 jaar gelede, 32 jaar gelede hier op hierdie plaas. En gesien dit werk nie. Yeshua wil nie sulke mense hê nie. Want ek was ook so deur my pa groot gemaak, want hy was ook 'n kontrakteur. En so geleidelik deur die jare hierheen, laat hy jou baie erge toetse dop. En deur daai toetse nie te slaag nie, verander jy uiteindelik jouself. En nou kan ek sê, nie ek sê dit nie, my vrou sê dit daarom van my, ek het baie meer geduld as wat ek gehad het 30 jaar terug. Nou ek het die gewoonte gehad om elke dag te bid vir geduld. Nou bid jy vir geduld, nou dink jy Vader gaan kom met 'n beker geduld en dit oor jou kop uitgooi, nou is jy vol geduld. Hy werk nie so nie. Hy stuur vir jou van die ergste mense in Pretoria, wat die absoluutste booste goed kan aanvang, stuur hy by daai hek van die plaas uit. En nou toets hy jou geduld. So, die lesse wat jy wil hê moet jy aanvaar, dit gaan nie maklik kom nie. So, nou toets hierdie persoon jou geduld tot op die uiterste toe. En nou kan jy daardie emosie van jou nog beter onder beheer kry en dit vervang met deemoed, nederigheid, meegevoel, al die dinge wat goed is. En dit leer jou dan om in die liefde te bly. En nou is dit baie duidelik hoekom jy nie al twee kan dien nie. Jy kan nie Mammon dien nie. Mammon was waar ek voorheen was. Want Mammon wil geld hê. En hy gaan jou beloon as jy hard is en baie hard werk en op mense trap. Maar in Vader se orde is dit presies die teenoorgestelde. En nou moet jy in die mens die goeie probeer opwek, sodat hy ook dieselfde sal doen, sonder om hom weg te jaag. Maar te kyk, waar is hierdie persoon se goeie eienskappe en om sagkens daarin te lei. Dit is so dat daar mense is wat jy met niemand, maar jy niks met meer kan reg kry nie, maar hulle is daarom heel wat in die minderheid. Elke mens wat ons mee te doen het goeie eienskappe. En dit is wat ons in daai leringe van Karen kry van Yeshua, dat ons daarop moet fokus en verby die verkeerde punte moet kyk. En dit is iets wat Yeshua jou dan leer wanneer jy op die pad na die koninkryk toe is. Nou sê Simon Petrus iets wat nadenkend, vers 17. Ja, jy kan ook daarmee weer eens heeltemal gelyk hê.
maar van ons onderskei jy die wil van die meester, die diepste en die skerpste. Jou woord sal vir my in die vervolg baie swaar weeg. En hier kan ons daarom vir Petrus krediteer, dat hy luister na Johannes, en hy erken dat Johannes baie verder in die gees is as hy, wat ook so was. Terwyl hy dit sê, wend Simon om weer na my rigting, en trek 'n dankbare gesig, omdat ek dit deur broer Johannes aan sy hart openbaar het. Ek gee egter vir Simon 'n teken, dat hy nou, omdat die seuns van Markus begin om die groot net in die see uit te gooi, hulle met sy uitgebreide vakkennis moet help. En Simon doen dit met die grootste plesier in die wêreld, want een blik van liefde van my beteken vir Simon meer as al die skatte ter wêreld. En dit moet ook so wees by alle mense wat my waaragtig volg en daardeur die ewige lewe wil bereik. En dit is daardie blik van liefde wat nie altyd in ons bedeling nou 'n fisiese kyk is nie, maar dit is iets wat Yeshua doen, wat jy weet. Maar Yeshua het dit wat ek nou gedoen het hy gesien en hy het dit met liefde aangeneem. Dan voel jy sommer baie, baie lekker. Want dit is hoe ons moet voel. Alles wat ons doen, moet ons doen vir Yeshua. En as hy ons, en hy doen dit nie baie nie, as hy ons dankie sê, op 'n manier, jy sal weet, dan moet dit ons grootste beloning wees. Groter as om 'n miljoen-rand cheque in die bank te sit. Net daar die dankbaarheid. Sê nou maar jy doen 'n genesing en die persoon word gesond. Dit is omdat Yeshua jou geseën het in die handoplegging of salwing van daai persoon. As jy iemand 'n bord kos gegee het en daai persoon eet dit so smaaklik en sê dankie. En sy dank is Yeshua se dank. Want Yeshua sê dit, as jy dit aan die geringste van my gedoen het, naamlik voedsel, geestelike voedsel, dan het jy dit aan my gedoen. So dan moet ons dit erken as Yeshua wat ons so 'n bietjie op die skouer klop en sê, dankie my seun. Maar hy doen dit ook so, as jy nog van die eie waarde in jou het, dan sal hy dit baie min doen, want dit kan maklik oorgaan in hoogmoed. Dit is hoekom Yeshua in drome meestal, hoofsaaklik vir ons waarsku. En dit staan in Job. Hy druk die oor van waarskuwing op jou wanneer jy slaap. En nie 'n gekloppery op die rug nie, want baie min mense kan dit hanteer. En dan word hulle hoogmoedig, en dan beteken jy niks vir Yeshua nie. Want dan is 'n verkeerde emosie vir jou beet, die eie liefde. En dan kan vaderliefde, dienende, versorgende, opofferende liefde nie plek kry nie. Want jy dink te veel van jouself. Jy loop dan net en oordeel alle mense wat nie met jou ooreenkom nie. Opskrif van hoofstuk 1:8-9, agting gepaard met liefde. Terwyl die seuns van Markus, nou ja, hier is 'n groot visvangs, wat dan verwys na 'n geestelike visvangs in die gees, deur hierdie manne wat almal op daai bootjies is. Terwyl die seuns van Markus, gehelp deur Simon en nog enige van die leerlinge wat in ons skip aanwesig was, besig was met die uitwerp van die groot net, roei daar uit die rigting van Genesaret 'n groot vaartuig reg op ons af. Dit kom steeds nader, en toe dit skaars 'n bietjie meer as 'n paar vadem van ons verwyder was, sien 'n seun van Markus dat dit 'n Romeinse laarskip was, waarop 'n aantal soldate hulle bevind het. Nou as ek in die gees moet kyk, die skip waarop Yeshua met 'n paar leerlinge en Markus is dan die gemeente wat die eerste bekeerlinge gebring het vir Yeshua na sy op hemelvaart, toe die apostels uitgegaan het. En hierdie skip, die Romeinse skip wat nou soort van op 'n gevaar is vir hulle, amper teen hulle vasjag, dit is die owerhede wat die apostels baie teëgestaan het. Maar kom ons lees verder wat gebeur met die visvangs, want die visvangs is die
bring van mense na die koninkryk toe. Want Yeshua sê vir Petrus, ek maak jou 'n visserman van mense. Nou sê Sireneus, dit sou vir my maatskaplike status tog iets wat ondoenlik wees, as my soldate my hier op hierdie onaansienlike skip moes aantref. Ek sal dit op prys stel as ons 'n bietjie uit hulle buurt kan bly. Nou ja, dit is nou die Sireneus 'n goeie man, maar jy kan sien dat hierdie status nou nog deurkom hier by hom. Hy is nou tweede in bevel onder die keiser, en hy kan nie op hierdie onaansienlike skip wees nie. Maak nou nie saak, Yeshua maak enige ding wat onaansienlik is, maak hy die hoogste hemele. En as jy by hom is, maak dit nie saak op watter skip jy staan nie. So hy het nog van hierdie wêreldse dinge in hom. Nou sê Yeshua, vrees nou maar vir wat te vrese is. Maar daaroor hoef jy jou egter nooit bang te maak nie. Want weet jy, as die son hoog aan die hemel staan, lyk sy baie kleiner as wanneer sy vlak bo die horison sweef. En ook kan, as sy so hoog staan, niemand na haar kyk nie, omdat sy dan elke oog krenk. Maar as sy so laag staan, dan kan elkeen sonder beswaar na die komende of skeidende moeder van die dag kyk. Jy al ooit daaraan gedink, dat jy in die dag nie na die son kan kyk, jou oë sal hulle vernietig. Maar sonsopkoms kan jy wonderlik staan en kyk vir lang tye, en sonsondergang. Is nog dieselfde son, bevind hom op dieselfde afstand. Ook al sou hierdie skip hoe skitterend versier gewees het, dan sou dit daardeur niks kon bydra tot die vermeerdering van jou waardigheid nie. Want wat jy is, dit is jy. Of jy nou op die top van die Ararat staan of op 'n molshoop. Die ware agting, gepaard gaande met liefde, sal jy slegs die meeste smaak, daar waar die mense jou die maklikste kan nader. En bovendien sê ek nog vir jou, dat juis hierdie ontmoeting baie belangrik vir jou sal wees, waarvan jy jou weldra sal oortuig. Deur my woorde het Sireneus nou baie benoud geword oor wat die Romeinse soldate skip kon bring, omdat dit egter as gevolg van 'n teenwind ons nie heeltemal kon bereik nie. Bedink Sireneus of dit nie raadsaam sou wees om nader aan die Romeinse skip te stuur nie. Maar Yeshua sê glad nie, want ons sal gou genoeg daarmee te make kry. En dan sal jy nog geleentheid genoeg hê om alles wat jou aangaan, in geure en klere te wete te kom. Vir die oomblik kyk ons egter baie kalm na die visvangs. En so is dit ook in die gees, hierdie teenwind, wind en gees is dieselfde woord in Hebreëus. Bring Yeshua sodat daai Romeinse skip hulle nie nou op daai stadium kan bereik nie, want visse moet gevang word. En dit is ook ons gemeente aan die eindtydse werk. Ons moet in die see van wêreldvolkere, moet ons sekere visse gaan vang. So kom ons kyk wat gebeur verder. Toe Sireneus dit hoor, sy tevrede gestel en kyk heel gemoedelik toe, terwyl die vissers die groot net uit die see begin trek. Die vul hom so gou met groot visse, dat ons genoodsaak was om na die oewer te vaar. Toe ons na ongeveer 'n halfuur by die oewer kom, op die plek waar die omheinde groot visvyver of visvanghok hom in die see bevind, word alle sye van die groot net teen die omheining van die vyver getrek. In die net was so 'n groot aantal groot en pragtige eksemplare, dat al my leerlinge, Markus met al sy kinders, en selfs die bediendes van Sireneus, ongeveer 1,5 uur, dis 'n uur en 'n half, besig was, om al die gevange visse uit die net in die omheinde seevyver te plaas. Toe die visse hulle uiteindelik in die vyver bevind, krioelde daarin vanweer die groot aantal visse, want daar was meer as 7000. Onthou dat hierdie was nou 'n baie uitsonderlike tipe vis. Dit was visse wat hulle baie min van gevang het, want dit was moeilik om hulle te vang. Yeshua verduidelik iewers dat hulle net 'n sekere
plek in die Galileese see 'n sekere kos, 'n tipe van 'n gras eet, en dat hy die net presies daar uitgooi. Nou hierdie visse, 7000 is natuurlik die volmaakte getal van die Gees, maar dit dui vir my die visvangs waarvan ons aangestel is om gaan na die verlore skape van die huis van Israel. Gaan, julle sal nie klaar kry met die stede van Israel alvorens ek kom nie. Dit is die woorde wat Yeshua sê. En dit is wat hy vir ons vra om te doen. Dit is hierdie goeie uitgeleese visse wat baie min grate het en wat baie heerlik smaak. Dit is definitief nie babers en ander pofvisse wat jy ook in die vars water kry, wat baie onsmaaklik proe nie en sovoorts. Hierdie is werklik kinders van Vader, wat vol is van sy Gees. Dit is hoekom hy sê hulle so lekker smaak. Die vyver of hok was dermate vol dat geen 1000 meer kon bykom nie. Die ou Markus weet van loutere blydskap skaars wat hy doen. Sy mond is geen oomblik stil van die dankbetuigings nie. Ek Yeshua sê aan hom, vriend, jy is nou baie dankbaar vir hierdie weldaad, wat deur my aan jou bewys is. Maar vandag, wanneer die Romeinse skip hier land, sal jy nog 'n ander geskenk kry. Die geskenk sal egter nie uit visse of uit goud of silwer bestaan nie, maar suiwer uit my woorde, wat jou die weg na die ewige lewe sal baan. Skenk met jou hele huis daaraan aandag, dan sal dit lig en helder in jou siel word, vir nou en vir ewigheid, of vir die ewigheid. Het jy my goed verstaan? Markus sê, ja meester, my hart sê dit vir my. Markus, die ou verroeste soldaat, vandag sal jou lewe ontdaan word van die ou roes. Jou oor sal 'n stem hoor uit die hemel van Jahwe, en jou siel sal die groot nabyheid van jou verlossing vir ewig voel. En ek hoop dan ook vandag nog om die wonderbaarlikste te beleef. Nou ja, ek dink ons is almal nuuskierig wat hierdie skynbare vyandige skip, wat het hy op, wat Yeshua so kan oortuig, wat hy sê, dit gaan iets vir jou siel beteken. Ek het nou juist spesifiek nie verder gelees gister toe ek voorberei nie, so ek weet ook nie wat dit is meer nie. Baie jare hierdie boek gelees, ek het dit vergeet. So ons sal môre dan saam kyk, môre is Karen nog by die pensioene, en dan lees ons verder. So, 'n wonderlike verhaal wat ook baie lesse vir ons het in hierdie tyd, en ook lesse vir ons gemeente het in hierdie tyd. Dat ons die net moet uitgooi, waar Yeshua sê, jy moet hom uitgooi, en dan sal Yeshua sorg dat die regte visse inkom. Op 'n plek in die boek Johannes het hulle ook die net aan die regterkant moes uitgooi, en het hulle 153 goeie visse uitgetel. En die ander het hy gesê, gooi dit weer terug in die water. En dit is presies hoe ons moet vis vang. Ons moet die goeie geesgevulde visse mense moet ons nader bring. En die ander moet maar teruggaan in die wêreld. Want dit is maar wat Philadelphia ark is. Ons probeer goeie visse hier binne kry, maar ons kom eers agter dat 'n vis nie eintlik 'n geesgevulde vis is na 'n paar weke of maande. En dan moet die vis weer teruggaan in die wêreld, want die vis hou nie daarvan om in die hok te wees nie. Onthou, al die visse wat nou in die hok is, het 'n diens, en is 'n diens aan die mens, naamlik om vir hulle as voedsel te dien. En so moet elkeen van ons, was eens 'n vis wat gevang is deur 'n ander visserman, moet ook van diens wees aan ons mense en aan Yeshua se kinders. Dis vir my die groot les hier. Baie dankie. Amen.